Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, hy wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Tref nou die harte tot God en ontvang sy groepseën hier in sy erediens. Genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en antwoord op sy groetseën. Ons sing Psalm 33. Psalm 33, daarvan gaan ons sing vers 1 en vers 10. Vers 10, strofe 10, sing ons in die tweede helfte. In die grootste smarte bly nogtans ons harte op die Here vertrou. Hy ons skuld, hy wyk nie, en ons hulp beswyk nie, waar ons hart ophou. Psalm 33, 1 en 10, en daarna bly ons staan as ons geloof gaan saam bely. Sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. En ek glo in die Heilige Gees, aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Saam lees die Here se wet, Eksodus hoofstuk 20. Daarna gaan ons ook soos wat ons het bely in ons belydenis in Sondag 34, ook vraag en antwoord 49 lees.
wees wat ons bely. Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartig aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Nou die eerste gebod bely ons die volgende. Wat gebied God in die eerste gebod? Eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Antwoord ons in ons belydenis, ek moet terwille van my siele heil alle afgodery, towery, waarsteery, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels vermy en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, by slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp en van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af as om in die minste teen sy wil te handel. Vra ons ook nog oor hierdie gebod, wat is afgodery? Lei ons saam, dit is om in die plek van die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas hom iets anders uit te dink of te hê waarop jy jou vertroue stel. Ons antwoord en dan sing ons Psalm 142, daarvan sing ons die 5de en die 6de vers. Ons gaan hierdie hele Psalm ook saam sing vanoggend in die erediens. Psalm 142, ons sing nou die 5de en die 6de vers. Hoor my nood, gaan ons sing in die 5de vers, en in die 6de strofe sing ons van die gevangenis waarin my siel gekerker is. Ons is gevangen, vasgevang soos in 'n tronk, dis wat die woordjie gekerker beteken, ek is vasgevang soos in 'n tronk. Dit gaan ons sing in die 6de vers. 142, 5 en 6, en daarna gaan ons saam met. Yeah.
troue en almagtige God en hemelse Vader. Ons buig voor U en aanbidding neer, want alleen U is waardig om aanbid te word, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons kragte. Alles in ons. U is ons volkome liefde waardig. U is die enigste God. Daar is niemand soos U. Ons het nie eens vir onsself genade in die Here, wat nog van ons afgode. Maar by U is dit anders. U het 'n verbond met ons kom oprig. En U is vir ons 'n getroue Vader en U bly dit deur die eeue heen. U is altyd getrou. Ons kan aan die woord vasgryp. Ons kan. Want U is getrou. Die liefde gaan menigte kere ons verstand te bowe. Kan ons nie dink dat U nog steeds vir ons daar is met U liefde. As ons sonde so met U maak nie. Ons is ook nou weer oortuig van ons sonde, o Here. Ons aanklagte teen ons is terweer ontelbaar. Ons ken hulle nie altyd nie. Ons pleit dat U ons sal kom wys op ons sonde. Breek al die hoogmoed wat daar in ons is af, Here. Dat ons mag besef, ons het nie 'n voet om op te staan voor U nie. U is heilig. U is 'n verterende vuur. Ons het altyd ook weer onthou. Smeek vir die werking van die Heilige Gees so in ons. Nie net van die oortuiging van ons sonde nie, Here, maar ook dat ons herinner mag word aan Christus, 'n vergifnis wat ons het, sodat ons nie plat geslaan mag wees in ons sonde en geen krag meer oor het om ons roeping uit te leef nie. Mag ons elke keer en elke oomblik van hierdie dag en hierdie week ons oog gefestig hou op Christus wat opgestaan het, wat oorwin het. Ons het al die rede te volhard om Christen te wees hierdie week. As ons hier so U woord nou oopmaak, dan pleit ons vir die genade. U self sal spreek tot ons. Ons bid so vir die prediking elke week, dat die woord suiwer gebring mag word op hierdie kansel. Here, mag ons nie mislei word nie. Dis so maklik. Dit is maar 'n feilbare mens wat hier die woord bring. Wees ons tog so genadig en voed ons met U self, week na week. Mag die woord reggesny word. Ons bid dit van U diepe afhanklikheid om Christus ontwil. Amen. Ons sing Psalm 18, bekende Psalm 18. Daarvan gaan ons sing die tweede en die derde strofes. In die derde strofe sing ons: deur donker magte troep aan troep omsingel, het ek uitgeroep, ek het in doodsangs uitgebreek en God, my God, om hulp gesmeek. Psalm 18, tweede en derde strofes. Amen.
Ons gaan voort met ons reeksprediking uit 2 Konings 4, maar kom ons lees eers enkele verse saam uit Romeine hoofstuk 5. Romeine 5 en daarna blaas van 2 Konings 4. Romeine 5, ons lees saam die Here se onfeilbare woord, Romeine 5, daarvan vers 1 tot 11. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Tot sover en dan blaas na 2 Konings hoofstuk 4 toe. Twee Konings 4 oor Elisa se wonderwerke wat hy gedoen het. Maar lees ons saam 2 Konings 4 vers 1 tot 7. En 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê: "U dienaar, my man, is dood. En u weet self dat u dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem." Toe sê Elisa vir haar: "Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het." En sy antwoord: "Die dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesie met olie." En hy sê: "Gaan leen vir jou van buite af kanne, leë kanne van al jou bure, leen nie te min nie. Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe, en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is." Sy het toe van hom af weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit, en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun: "Bring vir my nog 'n kan aan." Maar hy antwoord haar: "Daar's geen kan meer nie." Toe gaan die olie staan. Daarop kom sy om dit die man van God te kenne te gee, en hy sê: "Gaan verkoop die olie en betaal jou skulde, van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe." Al vers 1 lees ek weer: "En 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep, en sy het gesê: U dienaar, my man, is dood, en u weet self dat u dienaar die Here gevrees het. Nou die skuldeiser gekom om my 2 kinders van vir hom as slawe te neem." As mens hierdie gedeelte die eerste keer lees, dan krap 'n mens nogal erg jou kop, en as jy vra, wat wil die Here vir ons hier leer, en wat wil die Here vir ons wys uit hierdie 7 verse oor homself? Hoe sien ons die drie-enige God in hierdie 7 verse? Wat moet mens maak van hierdie gedeelte, sodat ons deur hierdie 7 verse opgebou kan word? Ek kan sê, dis nogal 'n suiwige gedeelte, net 7 verse,
En hierna vanaf vers 8 is dit weer heeltemal 'n nuwe geskiedenisdeel en is heeltemal 'n ander nuwe wonder. Begin ook vers 8 en op 'n dag. So begin vers 8, dis 'n hele nuwe deel. Wat wil hierdie gedeelte sê vir ons geloof in God? Broer en suster, dis maklik om baie rof om te gaan met die Here se woord. Of dis maklik om baie slinks met die woord om te gaan, maar die woord van die Here baie opreg en vroom klink en lyk. Dit kan baie goed klink en dit kan baie reg klink en lyk, maar die groot vraag is dit? En so is daar met hierdie teksgedeelte 'n groot gat waarin 'n mens maklik kan trap. Ek het self hierdie week 'n preek geluister oor hierdie gedeelte, terwyl ek kar ry, en na die prediker het presies dit gedoen. Wat het hy gedoen? Hierdie gedeelte gaan oor baie olie, of ons kan sê hy gaan baie oor olie. En dan as mens 'n vinnige oorsig maak reg deur die Bybel oor olie, dan kom 'n mens gou agter dat olie baie male in die Bybel saamgaan of dat dit wys na die Heilige Gees of die Heilige Gees se werk. Elke maal as daar olie is, dan wys dit na die Heilige Gees. Iemand in die Ou Testament is so byvoorbeeld gesalf en dit het onder andere gewys met die Heilige Gees wat so 'n persoon bekragtig vir sy amptswerk. Is gesalf met olie. En nou is daar 'n groot gevaar om dieselfde ook te doen met hierdie gedeelte. En ons sal 'n preek sê, kyk, ons het olie nodig en ons het baie olie. Dis ons lewe. Die werk van die Heilige Gees is ons lewe, olie. Ons moet vol word van die Heilige Gees, soos wat hierdie kanne vol geword het van die olie. So moet ons vol word van die Heilige Gees. Dis wat ons moet soek in die lewe, om vol te word met die Heilige Gees. Dit is 'n broer en suster, op sigself is dit nie verkeerde dinge nie. Maar die groot vraag is nou net, is dit waaroor hierdie paar verse in 2 Konings 4 vers 1 tot 7 gaan? Is dit wat hierdie paar verse vir ons wil sê? Hierdie kommentaar het dit so mooi uitgewys. Wat maak ons dan, as ons so met die woord van die Here omgaan, wat maak ons dan met vers 7? In vers 7 sê Elisa vir haar, gaan verkoop die olie. So dan sê dit hierdie gedeelte vir ons, nee, ons moet die Heilige Gees gaan verkoop om ons skulde te betaal. Dan besef ons, het raak totaal vreemd. Broer en suster, wat doen ons dit? Dis weer eens vanoggend 'n groot woord in die prediking. Laasweek het ons stilgestaan by 'n groot woord, die soewereiniteit van die Here. Vanoggend staan ons weer stil by 'n groot woord in die prediking. Maar ons besef vanuit dit wat ons nou reeds gesê het, besef ons hoe belangrik dit is om op die uitkyk te wees vir sulke aspekte in 'n preek. Ons moet dit kan sien. Ons noem dit allegoriese prediking. Allegoriese prediking. Dit beteken dat jy sê, byvoorbeeld soos in hierdie gedeelte, jy sê die olie is die Heilige Gees en die kanne wys na ons mense toe. En dan moet ons direk sê oor allegorie en allegoriese prediking. Somstyds lees ons ook van allegorie of allegoriese prediking in die woord van die Here self. Byvoorbeeld die gelykenis van die saaiër, daar lees ons, die Here se woord self sê vir ons, die saad is die woord wat gesaai word. So dit is so, allegorie is nie op sigself verkeerd nie. Maar ons moet besef dat allegoriese prediking, dit kan so verwarrend en misleidend wees. Soos wat ons nou vanoggend gehoor het. As ons sê, die olie is die Heilige Gees, dan moet ons ook die lyne mooi trek en dan sê jy maar oor, ons moet die Heilige Gees gaan verkoop. Dit is verwarrend en dis misleidend. So allegoriese prediking is nie goed nie. As die woord van die Here self vir ons die allegorie gee, dan is dit veilig, dan is ons veilig. Maar laat ons uitkyk vir allegoriese prediking. En laat ons dit herken as ons dit hoor, en dan moet die gevaartekens vir ons aangaan. Allegoriese prediking. So nou is die vraag nog steeds, hoe word 2 Konings 4 vir ons vandag van waarde? Ons het nie meer oliekanne nie. En wonder soos hierdie gebeur nie meer nie, of baie min. Partykeer kom die skuldeisers wel, en hulle vat spreekwoordelik ons kinders, of die brood uit hulle monde uit.
Ons het nie hierdie man van God wat ons kan help nie. Gaan na hierdie persoon toe. Hy kan jou help om uit jou penarie uit te kom. Gaan na hierdie profeet toe, of hierdie waarsêer, of hierdie toekomsvoorspeller. Hy of sy sal jou kan help. Maar ons tog glad nie so na hierdie gedeelte kyk. Ons het vanoggend ook gehoor uit die eerste gebod. Groot ding is, die Here wil homself, deur sy woord aan ons openbaar. Waarom moet ons vasgryp? Die Here wil homself deur sy woord aan ons openbaar. Nou hier is 'n sekere vrou. Sy is naamloos, so begin vers 1. Sy was 'n niemand gewees, 'n sekere vrou gewees, so begin vers 1. Sommige net 'n sekere vroutjie wat daar een kant gelewe het, is nie eens moeite werd om haar naam te noem nie. Maar sy kry bitter swaar. 3 dinge hier in hierdie gedeelte staan uit wat van ons wys. Hierdie vrou het bitter swaar. Eerstens, haar man is dood. Om 'n geliefde aan die dood af te staan is verseker nie maklik nie, is baie erg. Maar sy is ook nou vrou alleen, met die kinders, in daardie tyd. Haar waarde in die samelewing was sommer net daar weg, want sy het nie meer 'n man nie. Man is dood. Sy treur. Tweedens kom daar ook nou skuldeisers en hulle wil haar seuns wegvat. Al twee wil hulle wegvat vanweë haar skuld. Dit was haar enigste lewensaar nog gewees. Haar 2 seuns wat haar kon help en wat haar kon versorg. Dit was haar lewensaar. Tweede swaar. Hulle wil selfs al 2 seuns wegvat. Maar ons ook nog 'n derde swaar kry in haar lewe. Maar voor ons daarby kom ons net eers mooi op dat hierdie vroutjie se swaar kry was nie vanweë enige sonde wat sy gedoen het. Hier is nie enige straf wat haar oorkom vanweë 'n sonde in haar lewe nie. So ons moet ook baie versigtig wees om te dink, as dit swaar gaan met my lewe, te sê dis die Here se straf vanweë daardie sonde. As iemand swaar kry en kom na ons toe, is nooit vir hulle sê, dat die Here straf jou nie. Die Here straf nie meer sy kinders nie. Hier is nie enige straf wat hierdie vroutjie oorkom vanweë 'n sonde in haar lewe nie. Inteendeel, ons lees haar man was 'n profeet gewees. En hy was nie 'n valse profeet gewees nie. Hy was 'n godvreesende profeet gewees. Die vrou beklemtoon dit by Elisa. Jy Elisa, jy weet dat hierdie dienaar van jou, jy weet dat hy die Here gevrees het. Die vrou en Elisa het dit geweet. Hy was 'n godvreesende profeet gewees wat gesterf het. Godvreesende gesinnetjie gewees. Haar derde swaar kry. Hierdie was in 'n tyd van die Sebel gewees, waar sy die profete van die Here doodgemaak het. Dalk is dit, sê nie, maar dalk is dit hoekom sy soveel skuld gehad het. Hulle is liggaamlik vervolg. En die Sebel, president, kan ons sê van die land, waar die Here se profete geslag het. Sy wou nie sy het. Maar man het in alles die Here gevrees. En in dit alles ook nou nog dit. Hulle het so die Here gedien, hulle het so die Here gesoek, hulle het so die Here gevrees, hierdie gesinnetjie, en nou is haar man dood, haar kinders word so te sê alreeds weggevat deur die skuldeisers, en dit terwyl hulle die Here gevrees het, terwyl hulle die Here gedien het, deur alles. Geliefde, ons ken hierdie, ons ken dit. Hier is hierdie groot godvreesende vrou, en daar is haar kanker weer terug. Wie is hierdie mooi Christen boer, wat so naby die Here leef, en jy praat maar net 5 minute met hom, en dan sien jy, ja, hierdie man lewe naby die Here, en hy ken die Here, en vir die 2de jaar in 'n ry is daar nou al 'n missus op sy plaas, en sy plaas is op die spel. Vir die godvreesende gesinnetjie wat die Here gesoek het, en so naby die Here geleef het, en so vol was van die Here se woord, en hier kom 'n dronk ou, en hy ry die vrou en die kinders, almal op slag dood en ongeluk. Miskien nie. Baie. Weer baie in ons lewens. En dan roep hierdie vrou dit uit na Elisa. Sy's plat. Sy's gedaan.
Sy skreeu dit uit, sy is heeltemal desperaat, sy gaan nie meer kan lewe om die Here te dien nie. Alles word weggevat van haar af. En dan kom roep sy uit na Elisa toe. Dis gelyk aan om te sê, sy roep uit na die Here toe. Sien jy die vroutjie se geloof, broer en suster, sien haar geloof raak. Sy kom en sy stort haar ellende daar voor die Here uit. Sy roep uit na die Here, sy maak die Here bekend, haar groot probleem. Sy spekuleer nie daaroor nie, sy spekuleer nie oor haar probleem nie. Sy kom nie met oplossings na die Here toe nie, inteendeel, sy het niks nie. Het geen oplossing nie. Sy is heeltemal hulpeloos. Sy het geen pad meer nie. Sy het niks meer in haar huis, net nog 'n laaste bietjie olie. Dis asof dit die laaste iets was wat iemand oorgehou het in die huis, en daardie tyd voor die einde, in 1 Konings 17, waar Elia kom na die weduwee van Sarfat toe, het sy ook nog net 'n laaste bietjie meel en 'n laaste bietjie olie daar na huis gehad, en sy sê sy gaan dit nou gereed maak en dan gaan hulle sterwe. Dis asof olie die laaste bietjie was wat daar nog in die huis was. Sy het niks nie. Sy is hulpeloos. Die vrou is totaal hulpeloos. Antwoord Elisa vir haar, sê vir haar, wat kan ek vir jou doen? Dis so radikaal anders as in die vorige hoofstuk waar koning Joram van Israel by Elisa kom, waar ons vorige week by stil gestaan het, en dan antwoord Elisa vir hom, wat het ek met jou te doen? Ga na die profete van jou vader en jou moeder toe. Hier kom die Here met sy ontferming na die hulpeloses toe. Hier kom die Here met sy ontferming. Elisa vra, wat kan ek vir jou doen? Vir geld skuld jy die skuldeisers? Daar kan ek jou help, en daar kan ons het gou so vinnig by mekaar maak, en dan is jou probleem opgelos. Is dit nogal nie die antwoord wat ons sou verwag het, wat Elisa moes gegee het? Is dit nie wat ons sommer vinnig vir iemand sal vra nie, hoeveel geld skuld jy? Kom maar kyk of ek jou kan help. Ja, broer en suster, kyk hoe werk die Here. Wat het jy in jou huis? Vra Elisa vir haar. Sy het nog 'n laaste bietjie olie. Kyk, broer en suster, kyk hoe werk die Here met hierdie vroutjie se geloof. Die Here trek haar in. Glo sy. Sy kan nie net 'n toeskouer wees nie, en kyk hoe die geld inrol nie. Nee, sy moet 'n speler wees, sy's op die veld. Haar geloof is nie iets wat op die reservebank langs die veld uitgestal moet word nie. Geloof werk. Die Here bou haar geloof op. Die Here is besig met hierdie vroutjie se geloof. Haar moet groei kom. Sy moet hierdie Here van haar vertrou met haar alles. Want hierdie Here is dit werd dat ons hom met alles vertrou. En dan moet hierdie vroutjie gaan en sy moet oral oor gaan leekanne insamel. Vra my nogal die vraag, het sy nie gewonder of skeer Elisa met haar die gek nie? Wat sou haar bure nie sê nie? Wat's op met hierdie buurvrou van ons wat al hierdie kanne so wat al om haar huis staan? Word ons buurvrou dalk 'n bietjie mal? Sy het niks nie en nou leek sy almal se leë kanne. Maar sy is gehoorsaam aan die geloof. Agtertoe deure werk die Here sy wonder. 2 keer staan dit in hierdie paar versies. Maak die deur toe. Dis 'n berg vir die wêreld. Niemand moet agterdogtig gaan kyk waar kom hierdie olie nou uit hierdie flesie vandaan nie. En in die geloof giet hierdie vrou net haar lewe vol van God se wonderwerk. 'n Berg vir die wêreld. Maar haar geloof word versterk. En ons olie vir 'n leeftyd. Weer lees ons soos vorige week ook dat die Here meer gee. Die Here gee oorvloedig. Sy kan haar skulde gaan betaal en van die res van die olie kan hulle lewe. Die Here gee oorvloedig. Dat ons die Here so ken, as die Here wat oorvloedig gee.
Die Here is besig om ons geloof te laat groei. Die Here is ook besig om ons geloof te bou in ons elkeen se lewe, met ons elkeen se omstandighede. Die Here trek ons in, sodat ons geloof kan groei, sodat ons geloof kan bou. En al hoe dit gebeur is deur vir ons na homself te wys. Dis wat die Here wil doen. Die Here wil vir ons wys wie is hy en wat doen hy. Ons geloof word versterk en gebou as ons meer en meer die Here leer ken. Sien jou hemelse Vader, broer en suster, sien jou hemelse Vader se troue sorg raak. Kyk hoe sorg ons hemelse Vader, ons troue hemelse Vader vir sy hulpelose kinders. Hulle is veel meer werd as die voëls van die hemel. Hulle is veel meer werd as die gras van die veld. Ons groot stryd is net ons hulpelose. Dit is vir my en jou so moeilik. So moeilik om dit raak te sien en dit te erken. Alles in ons kop daarteen. Ek kan nog. Ek het nog 'n plan. Ek moet nog hierso kan uitkom op 'n manier. Ek moet net iets kan doen. Dink net 'n bietjie harder. Probeer net 'n bietjie harder. Slaap 'n bietjie minder. Jy kan, jy het 'n plan. Jy moet net iets probeer. Here, wat van hierdie of wat van daardie? Hierdie vroukie het niks. Een van ons grootste vrese in die lewe om hier te kom. Niks met hê. Geen plan meer te hê nie. Niks. Vat baie van ons om niks meer kan gee. Ons sukkel om die diepte van ons sondes en ons ellende te ken. En suster, om sonde maak dat ons geen hulp meer het in onsself nie. Sonde maak dat ons geen hulp meer het in onsself nie. Is ons lewens oral oorvol, as ons lewens 'n wit laken was, dan was daar die laken bruin van die vlekke, van al die vlekke van ons sonde. Ons het geen hulp in onsself, as dit kom by ons sonde nie. En suster, en hierin moet die Heilige Gees ons kom oortuig, dat ons nie 'n voet het om op te staan in onsself nie. As dit kom by die regbank van die Here, is dit nie 'n voet om op te staan nie. Toch kan ons bid. Toch kan ons bid. Vergewe ons skulde. Toch word ons skuld by die Here betaal. Al is ons goddeloos in onsself, soos ons lees in Romeine 5, al is ons sondaars in onsself, al is ons vyande van God in onsself, dan gebeur 'n baie groot wonder sodat ons vergewe kan word. Die seun van die mens, die seun van God, hy hang aan 'n kruis. Het lyk soos niks nie. Soos vir daardie bietjie olie vir daardie vrou was, byna niks nie. Daar hang die seun van die mens tussen twee ander kruise, net nog 'n gekruisigde. Maar dan word dit donker. Die Here word toegesluit as ware. Middel van die dag, helder sonskyn. Pikgiet swart donker. 3 ure. Dan gebeur die grootste wonder van hierdie wêreld. Die toorn, die heilige woede van ons Vader, vanweë ons goddeloosheid, vanweë ons sonde skuld, vanweë ons God vyhandigheid. Dit word uitgegiet op die seun van die mens op daardie kruis. Die heilige woede, die toorn van ons Vader, dit word uitgegiet op die seun van die mens op daardie kruis. Nou broers en susters, dit moet ons erken. Ons is hulpeloos as dit kom by ons sondes. Maar by die drie-enige God is daar hulp. Hierdie seun van die mens, die Here Jesus Christus, hy het opgestaan. Hy het opgestaan en hy is ons hulp. Die hulp kom ons toegesnel deur die Heilige Gees wat ons wil wys op Christus wat opgestaan het. As hulp vir die hulpelose, en die geloof in die drie-enige God. Die sondige liefde, het maak jou werklik hulpeloos. Ons sondes maak ons werklik hulpeloos. Ons ken dit. Ons
Ons ken die hulpeloosheid as ons sondes ons plat trek en as ons daarmee worstel. Ons besef terdee hoe swak ons is as dit kom by ons sondes. Maar ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy het geskep en hy alleen is die een wat ons kan herstel. Hy is die een wat ons kan hulp gee in sy seun die Here Jesus Christus. Hy is die een wat ons kan nuut maak in Christus. En dan het ons oorvloed. Die Heilige Gees is ons hulp. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Gees, die Heilige Gees is ons hulp. Ons het hulp, broer en suster, ons het hulp in Christus, en in saam met Christus sal ons hemelse Vader ons ook alles genadiglik skenk. Jy voel dalk soos 'n naamlose broer en suster, jy voel dalk so onbelangrik. Jy wens dalk jy het 'n naam gehad in hierdie wêreld. Jy voel dalk hulpeloos teen alles in en om jou. Wanneer jy geloof in God die enige is daar hulp. As hulp teen die sonde en ons skuld. Die wonder van Christus se kruis en sy opstanding. Amen. Ons antwoord op die woord van die Here, sing ons saam Psalm 142. Nou gaan ons die eerste 4 verse sing van hierdie Psalm. Psalm 142, die eerste 4 verse, en daarna gaan ons saam bid en dank. Onse Vader in die hemele, hoe word ons siel stil en rustig, net as dit kom by U. Ons kyk na al die geraas om ons en in ons, baie dinge waaroor ons
sommer angstig maak. Wêreld is deur mekaar. As ons by U kom, dan het ons hoop. Dan is daar vir ons hoop. As ons klagte by U uitstort, en as ons geen meer hoop het nie, dan kom U en U gee vir ons hoop. Dit wie U is. Ons smeek U, o Vader, dat ons U meer en meer mag ken. Here, U is so heerlik, ons sal U nie kan ken as U nie deur die Gees self in ons openbaar, en daarom bid ons die Gees se openbaring, dat U self in ons bekend sal maak, sodat ons U meer en meer kan ken deur die woord. Wys ons tog op Christus en op sy oorwinning, sodat ons vol moed en hoop ook in die skepping kan lewe as onderkonings. Hemelse Vader, as ons op ons eie voete staan, wil U dan tog ons voete onder ons kom uitslaan. Laat ons geanker word op U. Ag Here, dit is vir ons swaar. Ons loof U, dat U soveel geduld met ons het. Dat U ons nie maar net verdra nie, maar dat U elke keer weer na ons toe kom met U liefde en U genade. Dis vir ons 'n skat, Here, dat ons mag weet dat U ons nie net verdra nie. Hemelse Vader, ons bid vir ons regering. Ons bid dat hulle U meer en meer mag vrees. Dat hulle U mag ken. Ons bid vir 'n stil en rustige lewe in ons land, sodat U evangelie verkondig mag word. Maak ons dan so getrou, o Here, in hierdie land, om getroue getuies te wees hier in ons dorp en in ons land. Bewaar ons tog daarvan, o Here, om ons te skaam vir die evangelie. Mag ons nooit skaam vir Christus nie, Here. Ons weet ons doen dit partykeer. Ons is so swak. Mag ons vol wees van die Heilige Gees se werk, vol wees met Christus. Mag ons vasgeanker wees in U, ons Vader. So in hierdie week, Here, as ons die werksweek ingaan nou, dankie dat ons hier in die erediens toegerus mag word, om ook gaan lewe in die skepping en in die koninkryk. Ons dank U vir die geloof wat U vir ons gegee het. Ons bid hierdie dinge ons Here Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing Psalm 23, daarvan sing ons die eerste en die tweede vers, daarna stuur die Here ons weg met sy wegstuur seën. Psalm 23, 1 en 2. Oh
en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly die elkeen. Amen.